Vriende, goeiedag. Ons is by die 8ste van ons Pinksterreeks en ons gaan vanmôre so 'n bietjie praat oor die gawes van die Gees. Die Gees wat gawes aan sy kerk gee. En ek gaan probeer om vir u hierdie gawes so af te breek, dat u sal verstaan waarom ons as gereformeerde gelowiges die standpunt inneem dat die gawes, die buitengewone gawes van die Gees, ophou bestaan het na die apostoliese tyd. So ek gaan probeer om vir u die storie daarachter so 'n bietjie te laat verstaan. Maar voordat ons begin met die gawes van die Gees, dink ek, is dit goed as ons net een van daardie gawes gebruik en saam bid. Kom ons buig ons hoofde. Here, ons Here, ons loof en prys u heilige naam. Want as ons so voor u neerbuig in aanbidding, dan besef ons dat dit alleen maar deur die krag van die Heilige Gees is, dat ons daartoe in staat is om enigstens met u in gesprek te tree. As ons hierdie gesprek nou wil voer met u, dan is dit ons bede, dat dit veral u sal wees wat met ons praat. En ons sal wees wat na u luister en met ons hele lewens, ons harte, ons gesindhede, alles wat daarmee gepaard gaan, op u heilige roepstem sal antwoord. Praat met ons, Here. Ons luister in Jesus naam. Amen. Wanneer 'n mens oor die gawes van die Heilige Gees praat, is die heel eerste vraag wat jy vir jouself moet vra is, waarom gee die Heilige Gees gawes aan sy kerk? Wat moet die kerk met hierdie gawes doen? Dit is die groot vraag, dink ek, wat ons uit hierdie gedagte met mekaar oor moet gesels. En die Bybel openbaar aan ons dat daar eintlik net 2, maksimum 3 redes is waarom God gawes aan sy kerk sou gee, of waarom die Heilige Gees gawes aan sy kerk sou gee. En dit is by name, en ons lees daarvan in die Handelinge 1 en 2 verhale, wat ek nou al redelik uitvoerig met u behandel het. Dit is onder andere om die kerk van Jesus Christus, wat as sy liggaam op aarde agtergebly het toe hy na die hemel toe opgevaar het, as kerk te vestig in die samelewing. En die hele Handeling 1 en 2 verhale met die wonderuitstorting van die Heilige Gees, die vlamme van vuur en die tonge van vuur en die spreekentale, verskillende 17 verskillende tale, al daardie goed is net bedoel dat die gelowiges en ook die Jode in Jerusalem en later die heidene reg oor die wêreld bewus sal raak daarvan, dat Jesus Christus vir hom 'n kerk op aarde kom vestig het. Ons lees van dieselfde gebeure, selfde soort gebeure onder die heidene in Handelinge 10, waar die heidene ook die Heilige Gees ontvang en in tale praat. Vir die res is daar van 4 mense in die Bybel sprake wat hierdie wondergawes uitgelewe het of uitgevoer het. En dit by name in Handelinge 6 vers 8, Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, wat groot wonders en tekens onder die volk gedoen het. En die volk was daaroor verstom gewees, dat hy, Stefanus, hierdie dinge kon doen, en hy is gekruisig, gestenig as gevolg daarvan, en Paulus het sy steniging goedgekeur. Die tweede persoon is Filippus, wat saam met die Enoch uit Ethiopië gery het, wat die Enoch uit Ethiopië gedoop het nadat hy die evangelie aan hom verkondig het. En van wie daar gesê word in Handelinge 8 vers 6,
toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonders sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Die derde een van hierdie mense is die apostel Petrus. Ons lees namelijk 3 vers 16, hoe dat hy vir 'n man wat vir sy hele lewe nog verlam was in die pilaargang van Salomo sê, geld het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus, staan op en loop, en dan staan die man op en hy loop, en hy jubel, hy huppel in die kerk in, hy is verheug, dat hy kan loop vir die eerste keer in sy lewe, en sy bene is nie swak nie, hulle is sterk, God het sy bene sterk gemaak, en dan, wanneer die Joodse raad vir Petrus hieroor aanvat, dan sê hy, die geloof in Jesus se naam, dit staan nou bietjie in die vorige teks, het hy die bene van hierdie man wat julle sien en ken sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom, het die man herstel hier voor julle almal. En Petrus ook, word daar van hom vertel in Handelinge 9, dat hy baie rondgereis het en op 'n keer by die gelowiges wat in Lydda gewoon het gekom het, en daar het hy 'n man met die naam van Eneas tegengekom wat verlam was en 8 jaar lang bedleend was. En dan sê Petrus vir hom, Eneas, Jesus Christus maak jou gesond. Staan op, maak jou bed op. Hy het dadelik opgestaan. Al die mense in Lydda en die Saronvlakte het hom gesien en hulle tot die Here bekeer. Die vierde een van hierdie mense wat die gawe ontvang het om mense gesond en selfs lewend te maak, is die apostel Paulus, waarvan daar in Handelinge 20 vers 9 en 10 vertel word dat hy dat 'n jong man met die naam van Eutychus op die vensterbank gesit het terwyl Paulus gepreek het, en hoe langer Paulus gepraat het, hoe vaker het Eutychus geword. Hy het naderhand vas in die slaap geraak en uit die 3de verdieping tot op die grond geval. Toe hulle hom optel was hy dood. Paulus het ondertoe gegaan om oor Eutychus uitgestrek en hom teen hom vasgedruk en gesê, moet julle nie ontstel nie. Hy lewe. Die vestiging van die kerk van Jesus Christus is die duidelike eerste rede waarom die Heilige Gees gawes aan sy kerk sou gee, en ek wil vra dat jy dit in jou hart vasmaak. Die tweede en derde duidelike redes is dat die Heilige Gees gawes gee om die gemeente op te bou sodat alles ordelik kan verloop, en ek haal die twee dinge saam aan, die gemeente op te bou sodat alles ordelik daaraan sal verloop om so 'n bietjie tyd te spaar. Weereens, die mense wat aanspraak maak daarop dat hulle nou nog bepaalde gawes van die Gees ontvang, moet die toets van die woord deurstaan. So gaan dit oor die opbou van die gemeente en gaan dit oor die ordelike verloop van dinge in die gemeente. Daar is 4 gedeeltes in die Nuwe Testament wat gebruik word om die ontvangs en werking van die Heilige Gees se gawes in gelowiges na die tyd van die apostels te probeer regverdig. Die eerste een is 1 Korinte 12 vers 7 tot 13. En ek wil hê jy moet mooi luister, dit gaan hier oor die opbou van die gemeente en die ordelike verloop van alles in die gemeente. En die mense wat nou aanspraak maak daarop dat hulle nog buitengewone gawes van die Gees ontvang het, haal dan hier vir Paulus aan en hulle sê aan elke en afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee, maar hulle vergeet 'n bietjie dat daar ook staan tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, prediking. Aan die ander 'n woord van kennis, prediking deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur die Gees. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur een Gees.
Aan die een gee die krag om wonders te doen, aan 'n ander die krag, die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen geeste te onderskei. Aan nog een gee die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en 'n ander om dit uit te lê. Maar hierdie dinge is alles die werk van dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik gawes uitdeel soos hy wil. Net soos die liggaam 'n eenheid is, en baie lede het, so sal al die lede saam, al is hulle baie een liggaam vorm. So is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met een Gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek of slaaf of vry is. Ons is deur een Gees deurdrink. Nou vriende, die mense wat oor die gedagte dat gawes vandag nog voortbestaan en dat spreek in tale, veral spreek in tale, maar ook in sekere kringe aansprake oor profeseë en in ander kringe weer aansprake oor genesings, dat dit vandag nog voortbestaan, gebruik hierdie teks om te sê die goed wat gebeur, kom baie duidelik uit die Bybel uit. Maar wat hulle vergeet is dat dit in 1 Korintiërs staan. En dat 1 Korintiërs een van die eerste briewe van die Nuwe Testament was. Hulle vergeet ook dat daar baie dinge in Korinthe verkeerd was, wat deur Paulus reggestel moes word. En onder andere een van die dinge wat verkeerd was dat daar sommige gelowiges hulle verhef het bo ander gelowiges. Ons lees in die hele uiteensetting van die nagmaal dat daar mense is wat baie ryk is en met baie kos na die nagmaal toe gekom het en hulle self dan trommeldik geëet het en dronk gedrink het, terwyl daar ander mense was wat arm gebly het, honger gebly het, wat sonder kos of drank huis toe is. En ons moet hierdie gedeelte lees binne in daardie konteks. Paulus skryf tog nie hier is ding wat in die lug hang asof dit vir eeue en eeue en eeue gaan duur nie. Nee, Paulus is besig om vir die gemeente te sê hoe verloop dinge ordelik in 'n gemeente waarin die Heilige Gees in beheer is. En nie om 'n klomp gawes te lys wat vir ewig en ewig sou voortduur nie. 1 Korintiërs 12 vers 28 tot 13 vers 1 sê jy's dit. Hy sê in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Daar is apostels, ten tweede profete, ten derde leraars en dan ook ander wat wondere dade kan doen en wat genades gawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee, om ongewone tale en klanke te gebruik. Is almal miskien apostels, is almal profete, is almal leraars, kan almal miskien wonders doen, het almal die genade om mense gesond te maak, of gebruik almal miskien ongewone en tale en klanke en kan dit uitlê, lê julle toe op die beste genadegawes. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek ook die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Hierdie teks wil die mense wat sê dit gaan aangebruik. En ons sal nou kom by die probleem waarin hulle self vasdraai, wanneer hulle hierdie gedagte van voortgaande gawes deur die eeue in die gemeentes wil handhaaf. Maar Paulus sê in 1 Korintiërs 14 vers 26 tot 28 ook sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. Wat die ongewone tale of klanke betref, net 2 of hoogstens 3 moet dit praat, elkeen op sy beurt en daar moet een wees wat dit uitlê. Hier kry die mense wat talespraak maak, op talespraak aanspraak maak, kry hulle eerste probleem. Daar moet een wees wat dit uitlê. As daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, moet die een wat ongewone tale of klanke gebruik stil bly in die byeenkoms en net tuis met homself en met God praat. En dan,
As Paulus later in die geskiedenis mooi saamvat, nog vroeër eintlik in die geskiedenis mooi saamvat, wat is die kern van die gawes wat God vir sy kerk gegee het? Dat sê in Efesiërs 4 vers 11 en 12, dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk en vir die opbou van die liggaam van ons Here Jesus Christus. Met dit in gedagte moet ons nou vra, duur die gawe en die gebruik van hierdie gawes vandag nog voort? Of het dit na die bedeling van die apostels en die vestiging van die kerk opgehou bestaan? Nou, die Amerikaners is die mense wat al hierdie goed uitdink. En die Amerikaners het 'n geweldige probleem. Hulle verstaan of praat geen woord Afrikaans nie. So alles wat hulle sê en doen moet in Engels gebeur. En dit is partymal moeilik om al hierdie goed wat hulle sê en doen uit die Bybel uit, om dit so 'n bietjie in Afrikaans te kan oorsit. Want daar is twee standpunte oor die voortduur al dan nie van hierdie gawes. Daar is aan die een kant wat die Amerikaners noem die cessationists. Die woordjie cessation beteken om te staak, om te stop. En dit is in Afrikaans dan nou die mense wat glo dat die gebruik van hierdie buitengewone gawes normaalweg in die kerk opgehou het met die apostels se afsterwe, die laaste van die apostels. En dan is daar 'n klompie mense wat bekend staan in Amerika as die continuationists. Continuationists. Dit is 'n groot woord hierdie, mense kan hom amper nie uitspreek nie. En dis die mense wat nog glo, dit bly altyd aangaan. Ek gaan nie in diepte ingaan nie. Wat ek wel vir u gaan sê, is ek gaan vir u sê dat die mense wat glo dat die gawes nog aangaan, so 'n bietjie perspektief verloor op dit waaroor dit in die gawes van die Heilige Gees gaan, naamlik die opbou van die gemeente, die vestiging van die kerk van Jesus, die opbou van die gemeente en die handhawing van die goeie orde. Kom ons kyk 'n bietjie. Hierdie mense vergeet dat ten minste een van die gawes opgehou bestaan het. En hulle gee dit ook toe. Die apostelskap het opgehou bestaan. 'n apostel was iemand wat in die eerste plek 'n getuienis van Jesus, 'n getuie van Jesus se opstanding is. Skryf Paulus in 1 Korinte 9 vers 1, is ek dan nie vry nie, is ek nie apostel nie? Het ek nie vir Jesus ons Here gesien nie, is julle wat aan Jesus behoort nie die vrug van my werk nie? In 1 Korinte 15 vers 5 tot 9 skryf hy het aan Sefas verskyn en daarna aan die 12, daarna aan meer as 500 broers tegelykertyd, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe, daarna aan Jakobus en toe aan al die apostels, en heel laaste het hy ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van Jesus vervolg het. Handeling 1 vers 21 en 22, waar Petrus aankondig dat daar iemand anders in Judas se plek moet kom, sê hy, daar moet dus nog 'n getuie van Jesus opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het, die hele tyd toe die Here Jesus in die openbare opgetree het, vandat hy deur Johannes gedoop is, tot hy van ons af in die hemel opgeneem is. Die apostels was besondere mense, wat 'n besondere verhouding met ons Here Jesus Christus gehad. Hulle is dan ook deur Jesus Christus self aangestel, dis hulle het hom nie net gesien as die lewende Here nie, hy het hulle ook aangestel, soos wat in Handelinge 1 vers 24 tot 26 vertel word, dat die gelowiges gebid het, dat hulle vir God gevra het om die regte persoon aan te wys, dat hy lot gewerp het, en toe is Matthias aangewys as die apostel in die plek van Judas.
In Romeine 1 skryf Paulus in die eerste vers dat hy 'n dienaar van Christus is, geroep is om 'n apostel te wees, afgesonder is vir die evangelie van ons Here Jesus Christus. En die derde van die tekens, dat iemand 'n apostel is die wete dat die apostels wondertekens moes doen. En hierdie mense ontken dat die apostels baie wondertekens gedoen het volgens Handelinge 2 vers 43 en dat almal met diep ontzag vervul het. En dan in die laaste instansie ontken hulle die betekenis van die gawe van profesie. Paulus stel die gawe van profesie en apostelskap, die verkondiging van die evangelie, stel hy op gelyke voet. Profesie is nie toekomsvoorspelling nie. Profesie is die aankondiging van die wil en die woord van die lewende God. En daarom is ons die gebou waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is. Kom ons vat hom in 'n paar kort gedagtes net by mekaar en kom ons sê dan net vir mekaar by vandag. Die Heilige Gees gee gawes aan sy kerk. Hy gee dit om 3 redes. Die vestiging van die kerk van Jesus, die opbou van die gemeente en die ordelike verloop van alles in die gemeente. Dis waarvoor die Heilige Gees die gawes gee. As 'n gawe nie hierdie 3 redes dien nie, dan is dit nie 'n gawe van die Gees nie, maar soos wat in vandag se dae met die spreek in tale gedoen word, baie dikwels eenvoudig 'n namaaksel wat bedoel is om mense te beïndruk. Mag die Here jou ewigdurend daarvan bewaar. In Jesus se naam. Amen.